Hierdie vraag is aangepas uit die Junie 2023 vraestel. Daar is 3 stellings wat ons moet evalueer en al 3 die stellings gaan oor 'n alkaliese stof. En die vraag wat ons onsself elke keer gaan afvra is hierdie stelling altyd waar? Nou voor ons by die stellings kom ons sê net vir mekaar, wat is 'n alkaliese stof? 'n Alkaliese stof is 'n basis wat in water opgelos is. Nou ons eerste stelling. 'n Alkaliese stof reageer met 'n suur om 'n neutrale oplossing te vorm. Nou, hierdie stelling is nie altyd waar nie. Dit is soms waar, maar nie altyd nie. As ons 'n sterk suur en 'n sterk basis of 'n swak suur en 'n swak basis met mekaar laat reageer, dan sal die gevolglike oplossing neutraal wees. Maar as die alkaliese stof wat ons gebruik daartoe lei dat ons sit met 'n swak basis en ons meng dit met 'n sterk suur, na neutralisasie gaan die pH onder 7 wees. Of ons vat 'n sterk basis, ons kies ons alkaliese stof tot so 'n mate dat ons sit met 'n sterk basis en dit reageer met 'n swak suur, dan gaan ons pH bokant 7 wees. Met ander woorde, daar is gevalle waar die pH neutraal gaan wees, waar ons 'n pH van 7 gaan hê, maar soms kan dit onder 7 wees, soms bo 7. So hierdie stelling is nie altyd waar nie. Stelling 2. 'n Alkaliese stof verander rooi lakmoes na blou. Nou hierdie stelling is korrek. Jy sal weet daar's rooi lakmoespapier, blou lakmoespapier, pers lakmoespapier. En in hierdie illustrasie sien jy die blou lakmoespapier bly blou en die rooi lakmoespapier verkleur na blou. 'n Alkaliese stof sal rooi lakmoespapier dus blou kleur en hierdie stelling is altyd waar. Stelling 3. 'n Alkaliese stof vorm 'n sout wanneer dit met 'n suur reageer. Nou, wanneer 'n suur en 'n basis met mekaar reageer, of dit nou 'n volledige of 'n gedeeltelike neutralisasie is die twee produkte wat vorm altyd 'n sout soos natriumkloried, natriumkarbonaat, ammoniumkloried en dan water. So, stelling 3 is ook altyd waar.